Hallo almal, vandag kyk ons na spesiale hoeke in trigonometrie. Dit is 30 grade, want ek hulle net gou neerskryf, 30 grade, 45 grade en 60 grade. Nou in die ou dae was daar nie sakrekenaars nie en 'n mens het trigonometrie gedoen met 'n logboek. En dit het was nogal tydsaam. So dit was handig om die sin, kos en tan van sekere hoeke uit jou kop uit te ken. En dit is wat die spesiale hoeke is. 30 grade, 45 grade en 60 grade. Nou gelukkig vandag gebruik jy sakrekenaars en mens kan dit baie vinniger op 'n sakrekenaar doen. Maar dit is nog steeds in die syllabus dat jy vir hierdie hoeke sin, kos en tan sonder die sakrekenaar moet kan gebruik. Nou ons doen dit deur die 2 driehoekies te teken wat ek al reeds op die skerm het. Die eerste een is 'n gelykbenige driehoekie met daardie 2 sye gelyk aan mekaar. As die een sy se lengte 1 is en daardie sy se lengte is ook 1, kan jy met Pythagoras uitwerk dat die skuinsy wortel 2 is. En dan omdat ek hier reeds 90 grade het, ek het reeds hierdie 90, moet die ander 2 hoeke saam 90 wees en hulle is ewig groot, so hulle is elkeen 45 grade. En dan kan ek dit gebruik om enigiets uit te werk. Sê nou maar hulle vra vir my, wat is sin van 45 grade? Dan vat ek doeteenvoudig my driehoekie. Ek sê teenoor die 45 grade het ek 1. My skuinsy is wortel 2 en sin doen ek deur te sê sins. So dis teenoorstaande op skuins. So my teenoorstaande is 1 en my skuinsy is wortel 2. Dis belangrik dat as hulle vir jou vra om dit sonder 'n sakrekenaar te doen, jy dit nie verder moet gaan vereenvoudig nie. Jy moet dit so in wortelvorm los. Daar is ook ander maniere om dit te onthou en dan kry jy die antwoord wortel 2 op 2. Nou, daardie 2 is ekwivalente breuke. Dit beteken, hulle gee presies dieselfde waarde. Eintlik wat 'n mens doen, jy vat hierdie 1 op wortel 2 en jy vermenigvuldig met 1, want dan verander jy mos niks, nie? Maar dis 'n baie spesiale 1, dis wortel 2 op wortel 2. So 1 maal wortel 2 bo die lyn is wortel 2 en wortel 2 maal wortel 2 is 2 en daar het jy daardie antwoord. So jy mag ook wortel 2 op 2 as 'n antwoord gee. Kom ons doen nog enetjie. Ons doen tan van 45 grade. So tan is teenoorstaande op aangrensend. En teenoorstaande is 1 en aangrensend is ook 1, so tan van 45 grade is 1. Nou vir die 60 en 30 grade. Hulle pas in 1 driehoekie. As hierdie hoek 60 is en daai een 30 is, dan het ek 180 as ek die driehoeke bymekaar tel. En my lengtes werk dan soos volg. As hierdie sy 1 is, dan is die skuinsy 2 en daardie sy is wortel 3. So kom ons doen kos van 60 grade. So kos is aangrensend op skuins. En skuins is altyd reg oor die 90 grade. So kos van 60 grade gaan 'n hol wees. Tan van 30 grade. Nou tan onthou ons met tanta, so is teenoorstaande op aangrensend. Nou is dit belangrik, jy werk nou hier met 30 grade, kyk daar. So teenoorstaande is 1.
en my aangrensend is die een wat aan my hoek raak, is wortel 3. Weereens, as jy dit op jou rekenaartjie sou doen, gaan hy vir jou gee wortel 3 op 3. Moet dit nie verder vereenvoudig nie. Ag, en so kan ek nou enige iets uitwerk. Kom ons doen net een resiprook. Kom ons werk uit wat is kot van sê maar 60 grade. Kot van 60 grade. Nou moet jy onthou, kot is die resiprook van tan. So tan sal wees, tan van 60 grade sal wees teenoorstaande op aangrensend. Hier is ons 60 grade, so teenoorstaande is wortel 3 en aangrensend is 1. So kot is die resiprook, ruil doodeenvoudig dit om en ek kry 1 op wortel 3. Reg, kom ons kyk na meer voorbeelde. Hier het ek nou 'n paar voorbeelde. Ons moet hulle sonder 'n sakrekenaar doen. Jy sal sien ek het klaar my 2 driehoekies geteken. Nou ek onthou die driehoekies 1-1 vir die 45 grade en dan wortel 2. So 1-1 wortel 2. En hier is dit 1-2-3, maar dis wortel 3. 60 grade onder en 30 grade bo. So dis die driehoekies wat jy gaan moet leer. Nou kom ons werk die antwoorde uit. Sin kwadraat van 45 grade. Sin kwadraat van 45 grade beteken nou weer sin van 45 grade maal met sin van 45 grade. So eerstens moet ek kyk wat is sin van 45 grade. Sin doen ek met sins, so teenoorstaande op skuins. Hier is my 45 grade, my teenoorstaande is 1 en my skuinsy is wortel 2 en omdat ek die sin van 45 grade moet kwadreer, gaan dit 1 op wortel 2 kwadraat wees. En daarby moet ek tel kos van 60 grade. So hier is my 60 grade. Kos onthou ek met kossas, so ek soek die aangrensende en die skuinsye. So daar is die skuinsy, dit is reg oor die 90 grade en aangrensend is die een wat so aan die hoekie raak. Vir 60 grade is daar die een die aangrensende. So die aangrensend op die skuins gaan wees 1 op 2. En dan 1 kwadraat is maar nog steeds 1. Vierkantswortel van 2 kwadraat is 2. En 'n half plus 'n half is 1. Goed, kom ons gaan vir voorbeeld B. Gaan nou maar net hier uittrek. Hulle vra vir my cosec 30 grade vermenigvuldig met cos 30 grade. Ek gaan net my driehoekie, die krap wat ek hier op hom met 'n bietjie skoon maak. Ons wil werk met 30 grade vir albei hierdie, so daar is my hoek. Die sy is teenoorstaande. Die sy hier, die wortel 3 is aangrensend en die 2 is die skuinsy. Nou moet ek verder onthou, cosec is die resiprook van sin. En sin van 'n hoek is teenoorstaande op skuins, ek wil eintlik sins skryf, so dat jy kan onthou, sin van die hoek is teenoorstaande op skuins. So, sin van 30 grade, hierdie is nou my rofwerk wat ek hier doen. Sin van 30 grade gaan wees 1 op 2. So, wat gaan cosec van 30 grade wees? Net die resiprook. So, dit gaan wees 2 op 1. En ek moet dit vermenigvuldig met cos van 30 grade. Cos onthou ek met kossas.
Dit is aangrensend tot die 30 grade is wortel 3 en die skuinsy is 2. En nou kan die 2 en die 2 gaan in homself in een keer, so my antwoord is wortel 3 op 1 en jy los hom net so in wortelvorm. Goed, ek gaan 'n bietjie plek maak en dan doen ek die volgende 2. Vir nommer C, daar is hy, wil ek hê 4 maal sin van 60 grade. So, hier is my 60 grade. Sin doen ek met sins, dit lyk regtig sleg, kom ek begin liewerster weer mooi van vooraf. Sin doen ek met sins, so sin van 60 grade, sin van 60 grade is teenoorstaande op skuins. So teenoorstaande is wortel 3 op 2. Dan gaan dit wortel 3, nou het ek heeltemal my draad verloor hier. Dis wortel 3 op 2. Ek het eintlik nie nodig gehad om hier onder te skryf nie. Ek het al klaar aan resiproke gedink. Tan van 30 grade. Nou ja, daar's 30 grade. Tan onthou ons met tan ta. So dit is teenoorstaande wat 1 is op aangrensend. So dis 1 op wortel 3. Die wortel 3 kanselleer homself, want dit gaan in dit self in een keer. 4 gedeel deur 2 is 2. Reg, laaste een, nommer D. Sin van 45 grade. Sin is teenoorstaande op skuins. So dit is 1 op wortel 2. Sek van 45 grade. Nou sek is die resiprook van cosec. So kom ons, kyk nou. Nou raak ek te haastig, dit is die resiprook van cos. Cos van 45 grade is aangrensend op skuins is 1 op wortel 2. So sek van 45 grade gaan wortel 2 op 1 wees. En dan moet ek dit deel deur kot van 60 grade. Nou kot is die resiprook van tan. En tan van 60 grade is wortel 3 op 1. So kot gaan wees 1 op wortel 3. En nou is hier vir my nog 'n bietjie werk, ek moet vereenvoudig. Bokant die lyn gaan die wortel 2 en die wortel 2 in homself een keer, so en dan die 1 maal 1 of 1 gedeel deur 1 is maar net 1. En hierdie is eintlik 1 op 3. En dan weet ons dat as ons met 'n breek deel, ons deel met 'n breek, is dit dieselfde as om met sy omgekeerde, om met sy resiprook, om die regte woord te gebruik, te vermenigvuldig. So my antwoord is 3.